Welkom hier by Spirit and Life. God se woord is gees en lewe. En ons wil altyd oor Jesus praat. Maar ek dink dit sou dwaas wees om nooit oor die duiwel te praat nie. En maak of die duiwel nie bestaan nie en hy is nie daar nie. Maar hoor wat skryf Paulus aan die gemeente van Efesiërs. Hy sê, soek julle krag in die Here, sy groot maak, vers 10, vers 11. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. So God gee ons iets om die duiwel teen te staan. Hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, elke gesag, elke gees wat heers oor hierdie sondige aarde, elke bose gees in die lig. So moenie dink dat daar's 'n duiwel wat jou nie gaan los nie. Elke geestelike bose ding is teen jou. Maar nou moet jy weet, jy's kind van die Here en God gee jou 'n wapenrusting wat jy kan opstaan en jy kan teen die duiwel staan. Nou wonder ek, hoe groot is die duiwel? Het jy al gewonder hoe groot die duiwel is? As ek nou vir iemand moet verduidelik, hoe groot is dit? Jy weet nou, duiwel, hoe groot is hy? Dan dink ek in die eerste plek, hoe groot jy hom wil maak. Maar die moeilikheid is, die stryd is nie vlees en bloed nie, die stryd is hier binne in ons. Weet jy dat die grootste stryd wat jy het, is hier in jou kop, tussen jou twee ore. 90% van die kere, dis waar die stryd is. Want die duiwel is die vader van die leuen. En waar sit leuen? Sit hier binne in jou. Nou ek wil dit so verduidelik. Ek dink die duiwel is soos 'n borsluis. Nou jy kan aan die veld loop. Ek wil sê, ek vertel altyd die storie, ek het in die veld geloop, in die aand kom ek, en ek stort, en ek kom agter, maar hier sit 'n knop hier in my lies, ek kan amper nie vir jou sê waar hy gesit het nie, dis 'n borsluis, dit hy hier in my broek en opgekry, heb ek nie gevoel nie, niks nie, en hy het homself daar gaan latch, vastmaak aan my. Nou as ek nie daai borsluis vinnig afgetrek het nie, en hy het 'n paar dae geloop, beloof ek jou, ek met daai borsluis geloop, 'n paar dae, beloof ek jou, het ek borsluis koors gekry. Ek kry 'n ander borsluis, hulle noem 'n leopard, dink ek, hy lyk soos, hy het sulke kolletjies, lyk soos 'n luiperd. As daai nou jou byt, dink ek binne 12 ure, het jy borsluis koors. Dis wat met jou begin gebeur. So eintlik is die duiwel baie klein, baie klein. Maar laat hom toe om in jou in te kom. Laat hom toe dat hy jou vergiftig. Laat hom toe dat hy kan werk hier binne in jou. Dan word hy baie groot. Dan begin daai borsluis koors, daai siekte begin jou lewe beheer. Jy kan nie werk nie, jy kan nie oefen nie, jy's down and out, jy's in die bed, jy's op die grond, jy kan niks doen nie, want jy's vergiftig. En ek dink dis hoe ons die duiwel moet verstaan, dat hy's vergiftig. 'n Ander voorbeeld wat die Bybel gee, is hy loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So hy kan nie enige ou verslind nie, soek wie hy kan verslind. My mening is, ek dink die duiwel is opgesluit in 'n hok. So as hy opgesluit is in 'n hok, hy sê daar, hy kan my nie buite, hy kan niks doen nie, maar laat ek nou my hand deur daai tralies druk, en nou wil ek die leeu vry, dan gaan ek opgevreet word. Met ander woorde, ek gaan nie agter dwelms in nie, ek gaan nie by verkeerde klaps in, ek gaan nie verkeerde goeders nie, ek doen nie verkeerde goeders nie, ek doen wat die Here sê. Ek bly weg van sonde af, dan het die duiwel nie 'n hou vas in my nie. Nou yes, daar's 'n stryd, want onthou daar's gees in hierdie lig, en daar's 'n stryd teen my, om my te wil vernietig. Daar's 'n stryd teen my, wil hê ek moet val, waar hy sê, vind jou krag in die Here, sodat jy staande kan bly, gebruik die wapens. Nou gaan lees Efesiërs 6, dan praat hy van hierdie wapens, gebruik hierdie wapens, sodat jy staande kan lê. En 'n ou wat borsluis koors het, sukkel om te staan. Ou wat vergiftig is hier binne hom, sukkel om te staan. En dink 'n oomblik, dis 'n leuen. Dis wat die duiwel ons attack en vas mee vat, en dan word hy groot. So die duiwel moet eintlik klein wees en niks beteken nie, kom vat en dooddruk, en hulle sê 'n borsluis, jy kan sukkel om dood te druk, maar gooi in die toilet af en spoel hom af, dis die beste dat hy uit jou lewe uit kan kom. Dis wat jy met die duiwel moet doen, en besef, die duiwel is nie groot nie. Nou kom ons en sê, die stryd, en die duiwel, jy moet pas op, die duiwel is nie groot nie, stop met dit. Die duiwel is eintlik 'n borsluis, en kry my uit jou lewe uit. Nou as ek gaan, spuit ek my met dettol, my broek met dettol, dan klim hulle nie op jou nie, en hulle bly weg van jou af. So sit goed in plek, dat hy van jou weg moet bly.
En eintlik is die beste manier is om te bid. Dis hoekom ons bid. Jesus was iemand wat gebid het, die apostels was om te bid. Dis die grootste wapen wat God ons gee, op jou knieë te gaan en God te gaan soek en te gaan bid. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.